Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal vandag. Nou vandag gaan ons tyd spandeer in Markus 2 vanaf vers 18 tot 28. 'n gedeelte waar Jesus die bron van vreugde en Heer van die Sabbat vir ons leer dat 'n ware verhouding met God belangriker is as godsdienstige rituele en mensgemaakte reëls. In 'n wêreld waar godsdienst soms swaar en vol reëls voel, nooi Jesus ons hier uit tot iets heeltemal anders. Nie 'n lewe van uiterlike rituele nie, maar van innerlike rus en ware vreugde in hom. In hierdie gedeelte oor vas en die Sabbat, wys Jesus vir ons dat hy nie gekom het om aan die ou stelsel 'n stukkie te kom bylas nie, maar hy het gekom om alles nuut te maak. In vers 18 tot 22 sien ons dat Jesus nuwe vreugde bring. Ons lees, terwyl die Fariseërs en die disippels van Johannes gevas het, wil hulle by Jesus weet, waarom sy disippels dan nie vas nie? Want sien, die Fariseërs se tradisie was om 2 keer 'n week te vas, en die disippels van Johannes het gevas, omdat Johannes se bediening bekering en die koms van die Messias beklemtoon het. So hierdie was 'n eerlike vraag, want hulle het nie verstaan wie Jesus werklik is, en dat met Jesus se teenwoordigheid 'n nuwe tyd aanbreek nie. Ons lees hoe Jesus antwoord met 'n beeld toe hy vir hulle vra, kan die gaste vas terwyl die bruidegom by hulle is? Jy sien, Jesus gebruik hier die beeld van 'n troue om te verduidelik. Solank die bruidegom teenwoordig is dit 'n tyd van vreugde, nie rou of vas nie. Soos trougaste saam met die bruidegom fees vier, so is die disippels se tyd saam met Jesus 'n tyd van blydskap. Jy sien, Jesus is die bruidegom, die een met wie ons 'n verhouding het. Sy teenwoordigheid bring vreugde, nie rou nie. En wanneer hy weggeneem word met sy dood, sal daar weer tyd wees vir vas. Maar selfs dan, nie uit gewoonte nie, maar uit liefde en verlange. Jesus gebruik dan 'n tweede beeld van 'n nuwe lap op ou klere, om aan hulle te verduidelik dat die nuwe boodskap van die koninkryk van God nie pas by die ou forme van godsdienstige tradisie nie. As jy die nuwe evangelie probeer vasmaak aan ou wettiese denke, gaan dit skade ly. En dan gebruik Jesus ook die beeld van nuwe wyn en ou leersakke, en daardeur herinner Jesus ons dat Christus se lewe nie in 'n ou wettiese raamwerk kan pas nie. Hy bring 'n nuwe verbond van genade, en dit vra 'n nuwe ingesteldheid op die evangelie. In vers 23 tot 28 leer Jesus die Fariseërs die betekenis van die Sabbat. Toe hulle die disippels wat op die Sabbat are geplig het om te eet, beskuldig dat hulle besig is om iets te doen wat nie geoorloof is op die Sabbat nie, en dat hulle besig is om die wette te verbreek. Ons sien hier hoe die Fariseërs vashou aan hulle streng interpretasies van Sabbatsreëls, sonder om die hart van God en sy bedoeling met die Sabbat te verstaan. In vers 25 verwys Jesus na 'n verhaal in 1 Samuel 21, waar Dawid en sy manne die heilige toonbrode geëet het, omdat hulle honger was. Alhoewel dit teen die letter van die wet was, het God dit nie veroordeel nie, omdat die mens se nood belangriker was as die rituele reëls. En dan lê Jesus die kern van sy boodskap neer in vers 27, as hy vir hulle sê dat die Sabbat gemaak is vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Want sien, die Sabbat is 'n gawe van God aan die mens, vir rus, vernuwing en om naby aan God te wees. Dit is nie 'n las of 'n manier om mense te beheer nie. En dan sluit Jesus af met die klimaks as hy verklaar dat die Seun van die mens, Here ook van die Sabbat is. Hier sê Jesus dat hy meer is as die Sabbat, meer is as Moses en meer is as die wet. Ware rus word nie gevind in die nakoming van reëls nie, maar
in die teenwoordigheid van Jesus. Hy is ons Sabbatsrus. Julle moet 'n mooi en geseënde dag dan verder hê. Totsiens.